Sjoe, familie, terwyl ek voorberei, toe dink ek by myself, ons gedagtes is eintlik heeltemal te klein om selfs te begin verstaan wat die genade boodskap van Jesus vir ons beteken. En laasweek het ons so 'n bietjie gepraat uit die wetenskap se kraal rondom Newton se eerste bewegingswet wat sê 'n voorwerp wat in beweging of in rus is, sal in daardie toestand bly totdat 'n gelykstaande of groter krag daarop inwerk. En so die gedagte was dat nadat die mens sonde toegelaat het, die mens begin beweeg in 'n rigting en daardie rigting lei na die dood, totdat ons hemelse Vader uiteindelik self die krag voorsien het om op die mensdom in te werk, om nie net die sondige natuur van die mens tot ruste, tot stilstand te bring nie, maar om dit om te keer en dit in 'n ander rigting te laat beweeg. En so terwyl ons daaraan gedink het, het ons afgesluit met 'n oop einde en die Here het hierdie week dit so laat gebeur dat die boodskap wat ek laasweek al in gedagte gehad het, effens verander het. En ek sê vir Rikus in die span vanoggend, ek weet nie eers waar om te begin en waar om te eindig nie, maar ons het laasweek geëindig met die gedagte van Dietrich Bonhoeffer, 'n pastoor in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog, wat gesê het, salvation is free, but discipleship will cost you your life. So ek het gevra, elkeen van ons moet hierdie week gaan stil word en self dink, wat beteken dit vir ons? Voordat ek verder beweeg, wil ek vra, kom ons sluit ons oë en vra dat die Heilige Gees ons sal lei en leer. Maar Vader, u woord is so ryk met inligting, Here, karaktereienskappe van u liefde, Here. En dwars deur dit, wanneer ons u woord raadpleeg, dan word ons oorweldig deur die gedagte, ons as mens in onsself is nie goed nie, Here. Ons skiet so ver tekort. Maar ons vind die grootste boodskap van liefde in u woord, Here, wanneer u seun Jesus Christus aarde toe stuur, om vir elkeen van ons te kom sterf, sodat ons nie verlore hoef te gaan nie, maar sodat ons die ewige lewe kan beerwe, ewige lewe saam met ons hemelse Vader in u volle teenwoordigheid, Here, soos wat Paulus sê, hier kyk ons deur 'n spieël en 'n raaisel, Here, en genadiglik sê Johannes, dit wat opgeteken is, staan daar geskrywe, sodat ons kan glo, so is genoeg vir ons, Here, maar wanneer ons geloof oorgaan in kennis, en ons u eendag van aangesig tot aangesig sien, Here, dan gaan hierdie loergaatjie van hierdie wêreld verander, en gaan ons in die volle teenwoordigheid staan, Here. Nie een van ons se gedagtes het 'n idee wat dit beteken om die God wat hemel en aarde gemaak het, van aangesig tot aangesig te sien, Here. En vanoggend bid ons, Here, en kan ons net vir u dankie sê, dat u ons nie alleen hier op aarde los nie, maar dat u Heilige Gees gestuur het om ons te lei en om ons te leer. En dis ons gebed vanoggend, Here. Ek bid ook vanoggend vir myself wat die woord bedien, Here. U weet die omvang van die onderwerp, Here, en daarom bid ek, mag u Heilige Gees die woorde op my lippe plaas, Here, en mag het oorkom soos dit u behaag, want dit gaan alles net oor u, Here. Ek bid ook vir elkeen wat vanoggend hier is, mag u woord lewendig in hulle harte raak, Here, en elkeen wat dit hoor, mag hulle opgewonde raak oor die grootheid van die God wat ons dien, Here, want u is 'n werklikheid, en u soek 'n persoonlike verhouding met elkeen van ons. Here, ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit ooit kan verdien nie, maar uit die genade van Jesus Christus alleen, in die naam bo elke ander naam. Ons bid dit in Jesus naam, en ons dank u daarvoor. Amen. Familie, ek wil vanoggend se boodskap afskop met die vraag, wat is genade? Ons sê dit dikwels, ons bid dikwels, Here, die genade alleen, of deur die genade van ons hemelse Vader. Maar wat beteken die woord genade as sulks? En ek het gaan probeer 'n goeie beskrywing kry. Ek dink binne ons geestelike spasie en konteks is daar nie 'n mens wat die omvang van genade kan vasvang in 'n definisie nie.
Ek dink ook nie daar's 'n taal hier op aarde wat die grootheid van God se genade vir ons kan vasvang en definieer nie. Maar die beskrywing wat ek gekry het, sê the best and most comprehensive description of God's grace is unmerited favor, God giving us what we do not deserve, blessing, love, salvation, and not giving us what we deserve, judgment. Dan gaan dit verder om te sê, it is often described as the inexhaustible supply of God's goodness. Dis die onuitputbare bron van God se goedheid in my en jou lewe. Weet julle wat, familie? Terwyl ek dink aan hierdie gedagtes, toe kom ek by Efesiërs 2 uit, wat ek glo elkeen van ons ken, maar ek wil vanoggend in 'n rigting beweeg wat ek dink so nodig is om te bedien in die kerk van ons dag. Want Efesiërs 2 vers 8 sê dit duidelik, want uit die genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit jouself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En ek wil 'n oomblik hier stil staan, familie, want dit is so belangrik om te verstaan dat die genade van God wat daar vir ons in Jesus Christus is, kan ons as mens nie verdien nie. Ek gee nie om hoe goed jy is nie. Niks wat ons as mens doen, kan die genade van Jesus Christus verdien nie. En daarom is dit genade, onuitputbare genade, wat God vir my en jou gee, toe hy sy seun Jesus Christus as die groter teenoorgestelde krag in die plek van sonde stuur, sodat ons as mens se lewens kan verander. En so ek wil vanoggend vir julle sê, die God wat ons dien, doen nooit 'n halwe werk nie. Wanneer God ons red deur die genade van Jesus Christus en ons tot bekering kom en wedergeboorte deelagtig raak, dan is dit die volle werk in ons lewens. Jy gaan nie meer gered wees as die dag toe jy jou hart en jou lewe vir Jesus gee en deur die Heilige Gees gewederbaar is nie. Niks wat jy doen kan jou meer gered maak as dit nie. Dit is genade en ek en jy kan niks by ons redding byvoeg nie. Jou werke kan jou ook nie hemel toe vat nie. Daar's 'n gesegde wat sê die pad hel toe is geteer met goeie intensies. Dit wat ek en jy doen in ons lewe hier op aarde kan nie vir my en jou 'n plek in die hemel verseker nie. Dit vat my gedagtes terug na daardie verhaal van die sondaar aan die regterkant wat by die poorte gekom het en toe vra hulle vir hom, hoekom is jy hier? Waar het jy teologie gestudeer? Toe sê hy, nee, geen teologiese agtergrond nie. Het jy gewerk by 'n kerk? Het jy op 'n kerkraad gedien? Nee, ek weet nie eens wat se kerke is in die omgewing nie. Het jy liefdadigheidswerk gedoen by die sopkombuis? Nee. Nou wat het jy gedoen? Ek was 'n sondaar en 'n moordenaar en 'n slegte mens en in verwarring vra hulle, maar hoekom is jy dan hier? Sê hy van die man op die middelste kruis. Het gesê, ek kan kom. En so niks familie wat ons doen. Ek kan, soos die Engels sê, I can't stretch this enough. Niks wat ons doen, kan ons 'n plek in die hemel gee nie. Geen nie om hoe betrokke jy by die kerkprogram is nie. Geen nie om of jy elke dag van die week by die kerk is, of jy die kollektemaandjie vol R200 note maak nie. Dit kan ons nie in die hemel kry nie, net Jesus Christus kan. Maar, ek's opgewonde vanoggend oor die woord en ek is baie bang, dit wat die Here met my gedeel het, gaan dalk oor in 'n 3 ure lange boodskap, want hierdie laat my omtrent op en af spring. Ons het laasweek gekyk aan die einde na Dietrich Bonhoeffer en julle kan dankie sê, ek is nie meer by wetenskap nie, want ek sal verdwaald raak as ek enigiets verder as Newton se eerste wet gaan. Maar daar is 'n vangplek wanneer dit kom by ons as kinders van die Here se genade. En ons lewe in die tyd van hypergrace. Genade
is gratis. En as jy die genade van Jesus Christus ontvang het, dan is jy gered. So moenie verder bekommerd wees nie. Jy is in die regte plek. Hier is die vangplek. Cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. Baptism without church discipline. Communion without confession. Cheap grace without discipleship. Grace without the cross. Grace without Jesus Christ living and incarnate. So hier is die probleem, familie, ons spreek genade en is oorweldigend en dit is onuitputbaar, maar ons as mense lewe in Christus wanneer ons verklaar dat daar 'n groot krag op ons lewens ingewerk het, die krag van die Heilige Gees wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, spreek nie van die grootheid van God se genade in ons elke dag se lewe nie. En so dan gaan Dietrich Bonhoeffer verder en hy sê, ware genade is costly, dis duur, because it cost God the life of His Son. He were bought by a price, and what has cost God much cannot be cheap for us. Wanneer ons besef dat genade vir ons gratis is, dan beteken dit nie dat dit vir ons in ons lewens goedkoop kan wees nie, want dit het God baie gekos. En so dan gaan Bonhoeffer verder en hy sê, such grace is costly because it calls us to follow, and it is grace because it calls us to follow Jesus Christ. Sulke genade is duursaam want dit roep ons om te volg. En die wonderlike ding van hierdie genade is, dit roep ons om Jesus Christus te volg. En so terwyl ek dink aan hierdie gedagtes, toe dink ek by myself, dit is so moeilik om te kommunikeer, want aan die een kant is die mens so maklik, wat is die woord, misleibaar, om te dink ons moet goeie goed doen om gered te wees. Ons moet goeie werke doen sodat ons eendag in die hemel kan wees. Maar dis nie die geval nie. Die realiteit is, wanneer ons in kontak kom met ons liefdevolle hemelse Vader, dan begin ons die vrug van die Heilige Gees in ons lewens dra, nie uit 'n wettiese of godsdienstige vertrekpunt nie, maar omdat ons lief is vir ons hemelse Vader. En so wanneer mens werklik waar die waarde van genade besef, dan kan ons lewens nie lyk soos wat dit gelyk het voordat hierdie krag op dit ingewerk het nie. En ek het hard gedink aan 'n illustrasie en ek deel dit in deursigtigheid vanoggend. Ek dink nie ons as mens in randwaarde of dollarwaarde of kryptowaarde kan verstaan wat die waarde van genade in my en jou lewe is nie. Ons brein het nie die kapasiteit om daardie prys te verstaan nie. So dan wanneer ons dit ontvang, dan dink ons, okay, nou is ek reg met my kerkbaadjie en my das. En so terwyl ek dink aan dit, toe dink ek aan 'n illustrasie en dit kan nie opweeg nie. Niks kan opweeg teen God se genade in ons lewens nie. Daar's nie 'n illustrasie wat ek kan uitdink of enigiemand anders wat dit in totaliteit kan vasvang nie. Maar hier is 'n gedagte wat by my opgekom het in my voorbereiding. Net omdat iets gratis is, maak dit nie goedkoop nie. Veral nie wanneer iemand anders daarvoor betaal het nie. So partykeer in ons lewe wanneer ons iets gratis kry, dan besef ons nie noodwendig die waarde daarvan nie, want ons self het dit nie betaal nie. So aanvanklik het ek gedink aan as jy uitgeneem word vir 'n groot ete, en jy kan enigiets op die spyskaart bestel, en iemand wat saam met jou daar is, betaal die rekening, dan is dit gratis, maar dit maak nie die kos wat jy geëet het goedkoop nie.
So toe dink ek, dis heeltemal te klein. Toe begin ek dink aan, dis dalk bietjie meer in die manne se kraal aan voertuie. Ek weet nie wie van julle nie, maar ek is mal oor 'n kar wat in die 60's gemaak is, 'n Ford Mustang Shelby GT500. En as iemand daai kar koop en hom gratis vir my gee, beteken dit nie dis 'n goedkoop kar nie. Dis nog steeds 'n duursame kar. Maar as ek 'n bietjie verder dink, toe dink ek miskien is een van die betere illustrasies iets waaraan ek as mens nie kan waarde heg nie. So ek het een van mamma se skilderye saamgebring. Eintlik so 'n bietjie agtergrond, haar heel eerste een. En hierdie skilderye is, al haar skilderye is uniek, maar hierdie skilderye is uniek beyond measure. Want toe sy hom geskilder het, was sy nog te bang om met olieverf haar handtekening op die skildery te sit. So haar handtekening was nog nooit op hom gesit nie, al het sy hom geverf. En so ek dink toe aan dit, as 'n mens op een van hierdie groot kunsveilings is en kuns word opgeveil, dan sit gewoonlik, hoe sê hulle, 'n bidding war. En uiteindelik slaan dit toe op die hoogste prys. Nou ek kan nie randwaarde aan hierdie skildery heg nie. Ek sal hom ook nooit verkoop nie, so moet my ook nie vra nie. Dit is konflik in die pastorie, want ons 3 seuns beklei al reeds vir watter kuns eendag in wie se huis gaan hang. Hierdie een gaan in my huis hang, tel my woorde. Maar weet julle wat, as hierdie skildery op 'n veiling moes gewees het en ek moes beklei het om hom te koop, sal ek my banksaldo's leegtrek. Ek gee nie om of Absa se bestuurder my môreoggend 3 keer bel omdat my kredietkaart oortrokke is nie. Ek sal my beleggingsrekeninge leegmaak. Ek beloof julle, ek sal beklei om my anniteit vroeg te laat uitbetaal, sodat ek hom kan koop. Dis die prys wat ek sal betaal. Ek sal baie goed verkoop om hom te kan koop. En as die bod uiteindelik op my toeslaan en ek die eienaar is van hierdie skildery en ek vat hom en dit breek my hele hart om hom weg te gee, maar ek haal hom van die esel af en ek gee hom vir jou verniet, gratis, dan maak dit nie daai skildery goedkoop nie, want dit sou my 10-1 naby aan alles gekos het om hom te koop. En so terwyl ek dink aan hierdie illustrasie, toe dink ek, wat as dit gebeur metafories? Julle kan dit vergeet, julle sal hierdie skildery nie kry nie. Al maak julle hele beleggingsrekeninge leeg, daar is nie 'n geldwaarde aan die skildery nie. Maar metafories in hierdie scenario, my waardevolste besitting gee ek vir jou. En uiteindelik kom doen ek huisbesoek. Ek stap in jou huis in. En my oog vang die skildery wat my hart laat bloei het om weg te gee. Toe ek opkyk, toe sien ek verfspatsels en kwasahale bo oor hom wat nie deel is van die oorspronklike nie. Ek sien die canvas is geskeur en die raam is effens gebreek. Weet julle wat? Dit sal my hart in 1000 stukke breek. Want ek weet wat dit gekos het. So weet julle wat, familie, genade is vir elkeen gratis. Maar dit was in die geskiedenis van die mens nog nooit goedkoop nie. Want hierdie skildery is vir my so waardevol. Maar die prys wat ons hemelse Vader vir genade betaal het, Engels sê ons kan dit nie comprehend nie. Ons gedagtes kan nie 'n waarde daaraan heg nie.
Want kan ek vanoggend vir jou sê, ek beloof jou, as daar 'n ander opsie was, sou ons hemelse Vader die reserves van die hemel onttrek het, om Jesus van die kruis af te koop. Hy sou die parelpoorte een vir een uitgehaal het om die prys te betaal. Maar dit was nie 'n opsie nie. So hy het sy waardevolste besitting gevat. Dit waarvan die waarde nooit bereken kan word nie. En hy het dit vir my en jou gegee. Sodat ons gratis tot die Vader kan kom. Maar hier is die verskil tussen goedkoop genade en duursame genade. Wanneer ons die genade van Jesus Christus ontvang, is daar 'n verantwoordelikheid op elkeen van ons skouers, om die waarde daarvan te weet, die beste ons moontlik kan, omdat ons weet, dat al is dit gratis, het God daarvoor betaal. En wanneer ons weet wat die waarde daarvan is, moet ons daarvolgens lewe. En nou die volgende vangplek is nie een van ons is volmaak nie. Maar hypergrace sê, kom net soos wat jy is, die genade is verniet. En ons as kerk moet jou aanvaar soos wat jy is. Die grootste leuen wat vertel is in die 21ste eeu. Want God het nie alles van die hemel opgegee, sodat ek en jy maar so gemaak so laat staan wees nie. Die Bybel roep ons op om elke dag van ons lewens te verander, om meer soos Jesus Christus te wees. So die genadespasie is 'n spasie waarin God sy liefde aan ons betoon, sodat ons nader en nader aan hom kan beweeg, sodat ons uit die liefde van ons hart uit nie onder die tugmeester van die wet nie kan optree in lyn met sy wil, sodat ons vir mense kan gaan vertel, weet jy wat, die dierste skildery in die geskiedenis van die wêreld is opgevuil en God het dit vir my gegee toe hy dit uitgestal het op Golgotha, sy enige gebore seun. En ek sal vir almal vertel, want ek dink nie iemand besef die waarde, die koopprys wat daar aan genade is nie. So ek kan nie leef asof dit goedkoop is nie. Ek kan nie leef asof dit 'n massa geproduseerde produk is wat jy van 'n rak af kan kry nie, want daar's net een in die geskiedenis wat daardie prys kom betaal het. Genade is gratis, familie, maar dis nie goedkoop nie. Ek glo die waarde van 'n produk word bepaal deur die prys wat 'n koper daarvoor sal betaal. Ons heg waarde aan goed hier op aarde deur dit te waardeer. Wat is 'n prys wat iemand daarvoor sal gee? En so die prys wat aan genade geheg het is so groot dat ek en jy nie kan besef hoe waardevol dit is nie. So my volgende vraag is, wat beteken dit vir my en jou? Costly grace, Dietrich Bonhoeffer, is a grace that calls you to follow Jesus with your whole life. 'n Duursame genade is 'n genade wat ons roep om Jesus Christus met ons hele lewe te volg. En so dis nie, Here, wat is u wil vir my lewe nie, dis, Here, hier is my lewe vir u wil. Bonhoeffer sê dit eintlik baie radikaal. Hy sê Jesus roep ons en dan sê hy, kom sterf. Salvation is free, but discipleship will cost you your life. Terwyl ek voorberei, dink ek aan daai liedjie, I have decided to follow Jesus. Want toe volg julle Jesus? Want weet julle waarso is die eindbestemming waar Jesus sy lewe afgelê het? Aan die kruis. The cross before me. Ja, Here, maar die wêreld lyk so lekker. Waartoe volg ons Jesus, of sing ons dit maar net een van die ou Pentekostels, want ons ken die lirieke uit ons kop uit? Of is dit regtig deel van ons hart om te antwoord op die uitnodiging van genade wat disippelskap impliseer en wat eintlik sê, Franco, ek het hierdie prys betaal vir die genade vir jou lewe.
Maar hier is die koste wat daaraan geheg word. Kom sterf. Los vir Franke van der Vlies agter. So die wonder is, Lukas 9, en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele. Hypergrace is 'n halwe waarheid en 'n volle leuen. Want God se genade is gratis. Maar dit kom ook teen 'n prys wanneer ons sê, ja Here, hier is ek. Ons kan nie sê, Here, ek wil U genade hê, en dan sê Paulus, moet ons dan nou meer sondig, sodat U genade meer kan wees? So deur die week probeer ons al die genade wat ons op 'n Sondag gekry het, uitleef en meer maak. En dan kom ons volgende Sondag weer in, Here, U genade is vir my genoeg. Nee, dit verg van ons om 'n lewe van verhouding met God te leef, waarin ons, en ek is so lief vir hierdie skrifgedeelte, want dit sê daar is hoop vir my as mens. Sy agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem. Weet jy wat is genade? Dat God geweet het, toe hierdie skrif deur die Heilige Gees en deur die woorde van Jesus geïnspireer is, dat ons elke dag sy genade gaan nodig hê. In daardie spasie waar vandag gaan ek foute maak, maar môre moet ek weer my kruis opneem en Jesus volg in die rigting van die kruis, die wêreld agter my laat. Die foute wat ek vandag doelbewus gemaak het, moet ek om vergifnis voorvra, en wanneer Jesus my vergewe, moet ek nader aan hom beweeg, sodat die kans dat ek dit môre gaan maak, dit weer gaan maak, kleiner is. Elke dag, want hy het geweet ons gaan selfs in hierdie genadespasie tekort skiet. Familie, dan is die vraag, hoe lyk 'n lewe onder duursame genade? En ek hou daarvan om die woord prakties te maak, want ek wil nie hê ons moet hier uitgaan en dink, joh Franke, dit was baie mooi. En Dietrich Bonhoeffer het klomp mooi goed gesê, maar hoe pas ons dit in ons lewe toe? Wat moet ons doen met die woord? So daar's 3 goed wat ek uitgesonder het, julle kan self gaan ondersoek instel, want dit is verhouding tussen jou en ons hemelse Vader, tussen my en ons hemelse Vader, en my verhouding met ons hemelse Vader gaan jou nie red nie, joune gaan my nie red nie, dis persoonlik, en dis die wonder van hierdie boodskap vanoggend. Maar die eerste ding is, kies gehoorsaamheid bo gemak. Het is interessant hoe die kerk mense gemaklik wil maak, terwyl die koste van disipelskap ons uit ons gemaksone uitroep. Nie een van die disipels was gemaklik toe hulle selfs hier uitwoon nie. Petrus is onderops te bo gekruisig. Paulus se hele lewe was omtrent ongemak nadat hy Jesus gekry het, gestenig, gegeesel, by die stadspoorte gelos, vir die dood, skipbreek gelei, 'n slang het hom gepik, in die tronk, uiteindelik tereggestel vir die evangelie van Jesus Christus. So dan wonder ek, hoekom in die 21ste eeu dink ons nie, dis gemaklik. Die eerste ding wat 'n lewe onder duursame genade verg, is kies gehoorsaamheid bo gemak. Die tweede ding is, verwerp goedkoop genade deur 'n lewe saam met Jesus te kies en te probeer, ons kan dit nie die totale omvang verstaan nie, maar te probeer verstaan wat die waarde van God se genade vir ons is. Dis die tweede ding. Nie hypergrace nie, costly grace. Genade is gratis vir my en jou, want God het betaal vir dit. Die derde ding is, volg Jesus openlik, nie net privaat nie. En so ek het 3 skrifgedeeltes hierby gesit, sodat ons dit in hierdie week in ons harte en gedagtes kan bewaar en gaan toepas. Kies gehoorsaamheid bo gemak. 2 Johannes 1 sê,
En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. En so die praktiese vraag, wat is die gehoorsame stap wat Jesus vandag van my vra? As jy wil weet wat jy vandag moet doen om gemak te verruil vir gehoorsaamheid, vra, wat vra Jesus vandag vir my? En weet julle, wanneer ons kyk na hierdie skrifgedeelte in 2 Johannes 1, julle kan dit gaan lees, ek is regtig bang, my preek raak 3 ure lank, want ek so opgewonde oor hierdie, dit kan maklik gebeur. Maar die grootste gebod van ons hemelse Vader wat ons moet nakom is eerstens ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, ons hele siel, al ons krag en ons verstand. Tweede en gelykstaande, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. En so dis nie opsioneel nie. Dis nie as jy wil kan jy jou naaste lief hê soos jouself. As hulle jou goed behandel kan jy hulle lief hê soos jouself nie. Dit is ons as kerk moet, hoe moeilik dit ook al mag wees, in gehoorsaamheid die gemaksone van ons vooropgestelde idees verlaat en sê, al is hierdie persoon, hoe lelik met my, al maak hy of sy my hart, hoe seer, God se wet is liefde, en ek sal hom of haar lief hê. Gehoorsaamheid in elkeen van ons se lewens kan anders lyk, want ons is almal verskillende spasies. Maar vra hierdie week die vraag af, Here, watter tree van gehoorsaamheid moet ek? Doen dit elke dag. Watter tree van gehoorsaamheid moet ek vandag gee? Môreoggend, nie vandag nie, op 'n Sondag is dit maklik. Ons almal lyk soos kerkmense. Dis môre wat ek wil sien hoe ons soos kinders van die Here lyk. Die tweede ding is verwerp goedkoop genade deur 'n lewe saam met Jesus te kies waarin jy hom volg en weet wat die waarde van genade is. 1 Petrus 2. Want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gelei het met 'n lang ei en julle 'n voorbeeld nagelaat het sodat julle sy voetstappe kan navolg. En soos ons gesê het, sy voetstappe het uiteindelik gelei van die martelvloer af tot op Golgotha. En so om in sy voetstappe te beweeg, gaan my en jou iets kos. Hierdie is nie iets wat julle in die prosperity lerings gaan hoor nie, maar ek bedien eerder die waarheid vanoggend, en ek weet dit is wat ons hemelse Vader behaag. So die praktiese vraag is, gebruik ek genade as 'n verskoning, of as die krag om te verander? Is genade my verskoning, hoekom ek nou maar kan wees soos wat ek is? Of is dit die krag wat God gratis tot my beskikking gestel het deur sy liefde, sodat daar ruimte is vir my om nader aan hom te beweeg? En dit kan net ek en jy op ons eie antwoord. Die laaste een. Volg Jesus openlik, nie net in die privaatheid van jou lewe nie. Romeine 1 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit die geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En die praktiese vraag hier rondom is, waar is ek versoek om my disippelskap weg te steek, om die prys daarvan te vermy? Waar val die vyand my roeping en die disippelskap wat op my skouers is aan, sodat ek dit eerder in die geheim moet doen? Moet my nie misinterpreteer nie, ek wil nie 'n prentjie op Facebook sien wat sê, like en share vir Jesus en ignore vir die duiwel nie, dit is ook nie wat 'n lewe in verhouding met Jesus beteken nie. Ek bedoel daarvan face to face, soos wat die Engels dit sê. As jy in 'n spasie is waar dit uitdagend is, sal jy staan vir Jesus, of gaan jy eerder stil bly? Daar waar die grappies die rondom die vuur doen, en jy in jou hart voel hoe die Heilige Gees sê, nee, die genade vir jou was gratis, maar dit was nie so dat jy kan deel in hierdie sondige spasie nie, sal jy sê, weet julle wat, vriende, ek's lief vir julle almal, want dit is God se gebod, maar ek kan nie deel in dit wat julle deel nie, want dit is nie reg nie. Of gaan ons stil bly? Daar waar ons in Pick n Pay is,
As ek so om my rond kyk, dan kry ek partykeer skaam vir mense en namens mense. As jy iemand anders sien neerkyk op 'n persoon en hulle onregverdiglik behandel, sal jy 'n woord van vriendelikheid met daardie persoon deel en sê, weet jy wat, jou waarde word nie geheg aan dit wat hierdie persoon nou net gesê het nie. Dit wat hy gesê het weerspieël eintlik sy eie seer en onsekerheid en selfbeeld. Dis nie wie jy is nie. Simonei lag permanent vir my, want ek wens ek kon Sotho beter praat. Maar waar ek ook al gaan, ken ek een frase in Tatimodimo Outklololofat sê, die Here seën jou. Weet julle wat, partykeer druk die Heilige Gees op ons hart so klein gebaar van vriendelikheid, wat 'n persoon sy hele dag of dalk lewe kan verander. So as ons hierdie 3 vrae aan onsself vra in die week, dan is dit vir ons eintlik prakties om te weet hoe ons as kinders van die Here moet leef onder duursame genade. Die eerste vraag, wat is die gehoorsame stap wat Jesus vandag van my vra? Gebruik ek die genade as 'n verskoning of as krag om te verander? En die laaste vraag, waar is ek versoek om my disippelskap weg te steek om die prys te vermy? Familie, my gebed is, en ek deel dit, ek's glad nie 'n fighter nie. Dalk bietjie meer as Rikus, maar hy's 'n hardloper en ek is bietjie onfiks, so. Ek deel nie hierdie boodskap met ons geestelike familie sodat jy moet voel, joh, my vingers is bloedrooi, die liniaal hale sit daar soos wat ek oor die vingers getik is nie. Maar ek deel dit sodat ons geestelike familie die waarde van genade kan probeer verstaan en daarvolgens kan lewe. Want wanneer ons daarvolgens lewe, dan verander ons hele prentjie rondom wat kerk is, wie Jesus vir ons as mens is, wat ons rol en ons roeping is, wat ons verantwoordelikheid is, en dit gaan nie oor werke geregtigheid nie, want ons optrede nadat ons genade teëgekom het in ons lewe, dra nie by tot ons redding nie, maar dit getuig daarvan. En so wanneer ons dan getuig van Jesus in ons lewens en sy genade in ons lewens, dan moet ons woord en daad daarby kan staan. Want dit is 'n groot uitspraak om te sê ek's 'n kind van die Here. Dis nie iets ligtelik nie, dit sê jy weet wat die prys is wat betaal is. En so ek's kinderlik opgewonde. Ek kan nie vir julle sê hierdie jaar is so ver wonderlik in die Therapia familie. Want daar's 'n kultuurskuif besig om plaas te vind. En ons as gemeente het nodig om waardig te lewe volgens die roeping wat Jesus Christus aan ons gerig het. So ons kan nie verskonings maak, ja, dit gaan nie vir God oor hoeveel mense op 'n Sondagoggend daar is nie. Ja, dit is, God kyk nie na nommers nie, en ons kan dit as 'n verskoning gebruik waar 2 of meer in sy naam vergaal het, daar is hy. Maar die prys wat hy vir ons betaal het is so groot, dat ons beste moet gee om mense van dit te vertel, om mense nader aan hom te bring. En so ons is besig by die Woordskom, 'n wonderlike reeks, maar ons gaan eendag verantwoordelik gehou word vir dit wat ons op aarde met God se koninkryk en met sy genade gedoen het. En die gebed van my hart wat my so opgewonde maak binne hierdie spasie is, ek glo, as ons almal as lewende boustene saamwerk, dan kan ons, en het ons alreeds, maar kan ons 'n groot impak in die koninkryk van Jesus Christus hê. Daarom kan ek nie 'n pastoor wees wat,
die term pastoor. Daarom kan ek nie 'n mens wees wat goedkoop genade preek nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. En ek sal ons as gemeente herinner daarvan. Dis nie oukei om net middelmatig deur dit te gaan nie, want die prys wat betaal is te groot. Dis tyd dat ons besef, ons is geroep tot lewende boustene, wat moet beweeg, wat moet 'n verskil maak vir Jesus Christus, nie om iets by ons genade of ons saligheid by te voeg nie, maar juis om te getuig van die grootheid van dit wat God in ons lewens gedoen het, die krag wat ingewerk het, die manier hoe ons verander het, daardie botsing tussen genade en sonde, wat lewensveranderend is. So ek sluit vanoggend se boodskap weer af, met Dietrich Bonhoeffer se gedagte. Salvation is free, but discipleship will cost you your life. En ek wil hê ons moet nog so 'n bietjie gaan dink oor dit. En probeer die 3 vrae onthou, sodat ons in hierdie week die woord kan toepas in ons lewens. En sodat ons lewens kan getuig van die prys wat betaal is. Want dit is onmeetbaar. Familie, kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Aba Vader, dis oorweldigend om te dink aan genade en die waarde daarvan. Here, in ons as mense woorde skiet tekort, Here, en al het ek 'n hele jaar lank voorberei aan vanoggend se boodskap, Here, sou ek nog nie die omvang daarvan in totaliteit kon vasvang nie, want dit is te groot. Here, maar my gebed is dat hierdie boodskap wat deur U Heilige Gees geïnspireer is vanoggend, reguit in ons harte sal beweeg, en dat dit ons gedagtes sal verander, soos Paulus sê, om nie soos hierdie wêreld te wees nie, maar deur die verandering van ons gemoed, sodat mense kan sien die grootste geskenk wat ons ooit gekry het, is nie vir ons goedkoop nie. Ons heg groot waarde aan die genade van Jesus Christus. Here, want alhoewel dit vir ons as mens gratis is, het U duur daarvoor betaal. Here, en weet ons vandag dat wanneer die waarde van iets bepaal word deur die prys wat daarvoor betaal sal word, Here, dan is daar niks wat opweeg teen die prys wat U betaal het vir die genade wat gratis tot ons beskikking is nie. Here, nou moet ons partykeer verleë staan wanneer ons daardie praktiese vrae afvra en vir onsself sê, wat is die tree van gehoorsaamheid wat ek moet neem, maar ek dit nie neem nie. Here, waar is die spasie waar ek U moet volg, maar waar ek my geloof wegsteek? Here, waar kan ek lewe waardig volgens die genade wat U gratis tot my beskikking stel? Here, nie onder die tugmeester van die wet nie, maar uit die oorweldigende liefde, die onuitputbare bron van ons hemelse Vader. Here, dit gaan nie oor om by te voeg nie, maar dit gaan oor om van die dakke af te basyn. Daar is 'n prys vir my betaal, toe Jesus Christus naakt en toongestel is op Golgotha, toe die hemel bankrot gespeel het en al die reserves uitgestort is vir duursame genade, Here, sodat daar 'n spasie is vir ons as sondige mens om nader aan ons hemelse Vader te beweeg, om lig in 'n donker wêreld in te skyn, om sout te wees, daar waar almal van goedkoop genade getuig. Here, is my gebed dat hierdie 'n gemeente sal wees wat sal opstaan en sê, dit is nie so gemaak en so laat staan nie. Jy word geroep om in die woord van die Here as 'n spieël te kyk en daar volgens te verander, om meer en meer soos Jesus te wees. Here, mag ons 'n gemeente van lewende boustene wees, wat nie om ons kyk na die fisiese fasiliteite nie, maar wat sal kyk hoe ons beweeg in die week, wanneer ons nie by mekaar is nie, sodat ons onder die krag van die Heilige Gees 'n verskil kan maak in 'n wêreld wat duur genade so nodig het. Here, mag ons nie die duurste prys en die grootste geskenk wat ooit vir ons betaal is, vir onsself hou, Here, as ons maar dink aan 'n olieskildery. Here, dan vertel ons vir almal en ons wys foto's en ons praat net van die waarde daarvan. Here, hoeveel groter is die genade van Jesus Christus nie. Here, mag ons
in woord en daad, tydig en ontydig. Vir 'n gebroke wêreld sê daar's hoop, maar dis nie goedkoop nie. Dis gratis, maar dit was nie verniet nie. Dis diersame genade. Duur gekoop, soos wat Petrus dit sê, deur die onverganklike, kosbare, ewige bloed van die Lam Jesus Christus. Here, mag ons nie hierdie boodskap van genade vir onsself hou nie, maar mag ons in gehoorsaamheid môreoggend wanneer ons alarms afgaan, Here, reeds op ons voete wees, met die skoene van bereidheid langs ons bed. Here, die volle wapenrusting, die gordel van die waarheid, Here, die borsharnas van geregtigheid, Here, die woord van God as swaard, geloof as skild en die helm van verlossing, sodat wanneer die vyand ons kom herinner van ons verlede, Here, ons hom sal herinner aan diersame genade. Daardie genade op Golgotha, Here, en mag ons dan slaggereed staan om te arbei vir die koning van alle konings, totdat U kom om ons te kom haal, Here, sodat wanneer ons die goeie wedloop hier afgelê het, U na ons sal kyk en sê, wel gedaan, my goeie en getroue dienskneg. Jy het besef dat die genade gratis tot jou beskikking was, maar dat dit nie goedkoop was nie, en jy het die saad van die evangelie gesaai, oral waar jy gegaan het. Here, maak ons bereidwillig, Here, en rus ons toe met die krag van die Heilige Gees, want niks wat ons doen, Here, kan ons doen uit ons eie krag uit nie. Here, mag ons hierdie spasie van genade met altoe ons hande aangryp en lewe, wetend wat die waarde daarvan is. Jesus, ons kan nie vir U genoeg dankie sê dat U bereid was om die prys te wees nie. Here, mag ons U volg, nie net waar dit vir ons gemaklik is nie. Here, mag ons lewens elke dag aflê om meer en meer soos U te word. Bid ons in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.